Niels. Kyk vir my daar agter het nou nog mense ingekom het hulle net of daar's of so. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin ons diens deur saam te sing. Ons sing die lied op die agterste blaadjie. Ons sing o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou. Let net asseblief daarop dat na elke vers word die refrein gedeelte, dan moet ek juig my redder en my God, word dit gesing. So dit word gesing na die tweede vers, die derde en ook na die vierde vers. Nadat ons gesing het, kan u weer u sitplekke inneem.
Broers en susters, ek lees vir ons vanoggend uit die Ou Testament, uit Psalm 116. Ek lees vir ons die hele Psalm. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp en ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo. Selfs toe ek gedink het dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is U dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoewe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Ek lees vir ons tot daar. Gelukkig broers en susters, elkeen wat die woord van God hoor, wat oop en ontvanklik is vir die Here se woord, en ook in oomblikke van pyn en hartseer, troos en vertroosting in die Here se woord mag vind. Broers en susters, Annelie, kinders, Gerard se familie en vriende. In vers 1 en 2 van hierdie Psalm het ons gelees: Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Weet u, hoe langer ek in my beroep as predikant, met siekte en dood, met hartseer en stikkende mense te doen kry, hoe meer besef ek dat dit nie altyd maklik is om troostvolle antwoorde te gee op lewensvrae nie. Troostvolle antwoorde te gee op vrae soos: wat is God se bedoeling met alles wat met my of met my mense kan gebeur nie? Hoekom dominee? Hoekom doen God hierdie dinge? Weet hy dan nie watter pyn en watter seer, watter worsteling dit vir ons as mense is nie? Hoe lank, dominee? Hoe lank nog voordat daar 'n einde aan hierdie pyn en seer en lyding gaan kom? Ek weet nie van u nie, broers en susters, maar dit is vrae waarop al probeer ek ook hoe hard. Ek
ek net nie die regte antwoorde kry nie. Daardie storie waarmee ons mekaar probeer troos, wanneer ons vir mekaar sê dat die kosbaarste en die mooiste rose word eerste in ons lewenstuin gepluk. Dit troos mos nie. Dit troos mos nie as dit 'n kosbare, ja, die mooiste roos in jou lewenstuin is nie. Dit troos mos nie as ons vir mekaar sê, die Here sal nie vir jou 'n las gee wat vir jou te swaar is om te dra. As dit vir jou voel asof jou bene besig is om te knak onder daardie las wat op jou kom rus het nie. Dit troos mos nie as ons vir mekaar sê dit is die Here se wil en ons moet maar net daarin berusting vind nie. Kan ons as mense ooit die wil van God regtig verstaan? Kan ons dit ooit met ons klein menslike vermoë so begryp dat ons sal weet hoekom en waarom dinge gebeur soos wat dit gebeur? Dalk broers en susters, is dit soms net beter om te sê, weet julle, soos julle weet ek ook nie. Soos julle is ek ook maar in hierdie lewe soekend op pad na antwoorde, na rus, na kalmte te midde van al hierdie goed wat met ons kan gebeur. Maar broers en susters, wanneer jy intens in jou lewe met hierdie vrae worstel, dan help ek weet ook nie, mos nie regtig nie. Ek dink die heel beste wat ons vir mekaar durf sê is probleme, siekte, hartseer, nood, afskeid en dood is deel van hierdie wêreld waarbinne in ons leef. En hierdie dinge bring ons lewe en bring ons geloof altyd binne in 'n spanningsveld. Aan die een kant is daar die pyn en die hartseer van probleme, van siekte, die naderende dood in my en my mense se lewe, die wete dat daar ergens in die toekoms 'n onvermydelike afskeid is. En dan aan die ander kant is daar die vooruitsig om uiteindelik in God se teenwoordigheid te mag ingaan. Om in God se teenwoordigheid te mag lewe. Gelowiges kan uiteindelik nie anders nie. Wat maak ons wanneer hierdie pyn en hierdie seer so vlak binne in 'n gesin, binne in 'n familie en 'n vriendekring kom lê? Ons gaan maar met hierdie vraag, met hierdie pyn en hierdie hartseer na God toe. Want ons glo en vertrou dit is die enigste wat ons sal kan troos. Wat ons sal kan bemoedig. En dalk nie hierdie vraag wat binne in my is, sal antwoord nie. Want die antwoorde maak die pyn en die hartseer nie minder nie. Maar die enigste een by wie hierdie vraag uiteindelik tot rus gebring kan word. Waar dit stil kan word.
Dit, broers en susters, bring my by die digter van hierdie psalm wat ons gelees het. 'n Mens, so sien ons in dit wat hy hier skryf, in bitter moeilike omstandighede. Daar is en was oomblikke in sy lewe waarin hy sy lewe en sy toekoms nie seker was nie. En wat doen hy? Wat doen hy in daardie oomblikke? Hy gaan soek sy hulp in die nabyheid en in die teenwoordigheid van God. Hoor net wat sê hy vir ons. Hy sê, bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. So met die eerste deurlees van hierdie psalm, lyk dit of hierdie boodskap eintlik maar baie eenvoudig is. Bid net en glo net en God sal vir die res sorg. Maar ongelukkig weet u en ek dat dit nie so eenvoudig is nie. Ons kan vertel dat almal wat om genesing en om uitkoms gebid het, nie altyd die verwagte uitkoms en die verwagte gesondheid ontvang nie. Soms kry ons die gevoel en lyk dit vir ons asof God blind en doof is vir ons nood. En soos ons maak, so Dawid ook gemaak. Hy bekla sy lot by God. Hy bring sy nood, sy pyn en hartseer in woorde. En hy herinner homself. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom. Die Here het goed aan my gedoen. U het my gered van die dood. U maak 'n einde aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Wat is dit wat hy in die harde en ongenaakbare leerskool van die lewe geleer het? Vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Hy kon beleef toe uitkoms, toe krag en genade die nodigste in sy lewe was. Toe het God gegee dit wat hy die nodigste gehad het. En daarom kan hy uiteindelik nie anders nie. Hy sê, ek is die dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal. In die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoewe van die huis van die Here. Binne in jou Jerusalem.
Prys die Here. Hoor jy wat sê hier die Psalm vir ons? Ons mag maar in ons swaar kry, in ons pyn en in ons nood, met ons baie vrae, mag ons maar na God toe gaan. In daardie wete en met daardie vertroue, dat God sal sorg. Nêrens kry ons die belofte dat hierdie sorg van God noodwendig vir ons aardse voorspoed, 'n kommervrye lewe inhou en beteken nie. Ja, ons mag maar vir mekaar vra, wat is die wil van God? En om op daardie vraag 'n antwoord te kry, moet ons in Johannes 6, vers 38 en 39 gaan lees. Wanneer die mense vir Jesus dieselfde vraag vra, dan is Jesus self aan die woord en hy sê, ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar om die wil te doen van hom wat my gestuur het. En hoor mooi, dan sê Jesus, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy vir my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood uit sal laat opstaan. Vra ons na die wil van God, dan kry ons hier die een enkele antwoord. En dat God se wil geskied het in die lewe, in die sterwe en in die opstanding van Jesus Christus. En dat ons deur ons geloof in Jesus deel kry aan dieselfde verlossing, aan dieselfde opstanding uit die dood uit. Vir ons as mense is dit belangrik om 'n ou dag te beleef, om 'n familie te hê, om 'n goeie werk binne in die lewe te hê, sodat ons onafhanklik kan wees en dat ons kan versorg. Vir Gerard was dit ook belangrik, want sy gesin en sy familie en sy vriende was vir hom kosbaar, het vir hom na aan die hart gelê. Terwille van hulle het hy baie dinge gedoen, selfs ook baie dinge opgeoffer. Saam met hom sou ons ook wou ouer word. En toe het God anders beskik. Wanneer die pyn en die seer van siek wees, die benoudheid en die onsekerheid van die lewe vlak in Gerard se hart kom lê het, wat het hy gedoen? Veral in die tydjie nadat God hom so bietjie vir ons teruggegee het. Hy het gepraat oor die hemel, oor God se liefde en oor God se genade. Ja,
Hy het gepraat oor so 'n stukkie van die lewe by en met God. Wat God aan hom probeer deurskemer het. Elkeen van ons wat vandag hier is geraak deur die sterwe van Gerard. Elkeen van ons worstel met ons eie vrae. Wat maak ons daarmee? Gaan ons toelaat dat hierdie vrae, hierdie pyn en seer ons naderhand wil versmoor in die maalkok van die lewe? Of gaan ons soos Dawid, soos Gerard, hierdie vrae en hierdie hartseer van ons na God toe vat? Is ons bereid om aan God se beloftes vas te hou? Jesus Christus het na die wêreld toe gekom sodat ons hemelse Vader se wil geskied het. En daarin moet daar vir ons elkeen 'n geweldige troos lê. Hy ken die nood van mense. Jesus weet wat dit beteken om in die kake van jou eie dood vasgevang te wees. Hy weet hoe dit voel om 'n helse pyn en lyding deur te maak. Daarom weet hy ook hoe dit vir Gerard gevoel het. Wat hy ervaar het. Wat hy gedink het. Daarom ken God ook vandag die hartseer en die gebrokenheid van Gerard se gesin. Van sy familie en van sy vriende. Weet hy ook dat ons verslae staan, gebroken voel, dat al het ons 'n klompie mense rondom ons tog 'n ontsettende eensaamheid beleef en ervaar. Jesus is vir ons gebore. En dit bring vir ons in hierdie pyn en seer uiteindelik 'n nuwe realiteit. Niks kan meer soos vroeër wees nie. Want in Jesus Christus het God alles nuut gemaak. In hom het ons nou 'n nuwe lewe. Gelowige se lewe word nie meer by die graf afgesluit nie. Om te sterf beteken in Jesus Christus om 'n nuwe fase uiteindelik te betree. Om te sterf beteken dat dit 'n deurgang is na 'n nuwe lewe toe. Dat dit 'n voertuig is wat God stuur om hulle te kom haal wat aan hom behoort. Dit is soos om deur 'n deur te stap en verwonderd te wees oor die glans en die glorie waarin jy jou mag bevind. Wanneer ons hartseer is, dan is ons dit eintlik vir onsself. Omdat ons alleen in die lewe moet agterbly. Omdat ons bang en benoud is vir 'n lewe wat ons hier vandaan moet gaan leef. Sonder hierdie getroue maat. Sonder hierdie getroue reisgenoot. En ons weet nie altyd hoe dat ons dit gaan regkry. Maar vir Gerard
Vir Gerard wat nie meer by ons is nie, is ons bly. God is groter as die dood. By hom kom ons tuis. En daaroor is ons vanoggend bly. Gerard het tuis gekom. Ons kan dit weet. Ons kan dit weet, want Gerard het ook in sy lewe iets van God se troue sorg beleef. Iets beleef van dit wat ons in Psalm 116 gelees het. En ons, sy gesin, sy familie en vriende, wat vanoggend by mekaar gekom het om sy lewe te gedenk, om troos by God te kom haal. Ons wat bang en onseker is vir dit wat die toekoms vir ons inhou. Ons kan nie anders. Ons kan nie anders as om te sê, bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my kom aangryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. Die Here is genadig en regverdig. Ons God ontferm hom oor ons. Soos 'n Dawid, soos 'n Gerard, kan ons weet dat alles wat ook al met ons en ons mense gebeur, vir hierdie pyn, hierdie onsekerheid en hierdie rou hartseer, het God in sy groot liefde, wat ons sukkel om te verstaan, voorsiening gemaak. Ons word herinner dat God Jesus in ons wêreld, in ons pyn en in ons hartseer ingestuur het. En toe God hom gestuur het hy hom so bietjie weggesteek. Het hy hom so bietjie vermom. So bietjie agter 'n masker weggesteek. As die seun van 'n timmerman. En hy moes ons kom leer dat God ons nie alleen laat. God aan 'n kruishout om ons vir eens en vir altyd te oortuig dat God ons in ons pyn en seer nie alleen laat nie. Om ons te herinner, daar is geen uitstaande skuld meer wat nog by God betaal moet word nie. Dat hy gekom het om te verlos sonder om enige iets terug te hou. Deur sy opstanding uit die dood het hy hierdie laaste vyand, die dood finaal oorwin. Deur ons geloof kry ons deel aan hierdie opstanding. Ons kan as nuwe mense lewe, vrygespreek tot in alle ewigheid. En ons kan uiteindelik nie anders as om te sê, ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Broers en susters, in hierdie sekerheid kan ons lewe en met hierdie vaste vertroue kan ons ook eendag sterf. Mag dit ook so wees in elkeen van ons se lewe. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam.
Here ons Here, wanneer ons nou in ons gebed stil word, dan weet die Here dat ons in ons gedagtes woorde en sinne geformuleer kry. Die woorde en die dinge wat ons wil sê om mekaar te vertroos. Maar Here, U weet ook dat die pyn en die seer wat in ons ingekom het, daardie woorde laat verdwyn. Dat ons eintlik maar net woordeloos voor mekaar en voor U kom staan. Here, ons wil ons hande uitsteek en ons wil vra, wees met Gerard se gesin, met Annelie, met sy kinders, sy pa, met elkeen wat vir hom kosbaar en dierbaar is, Here. Kom tog in hierdie tyd ook naby aan hulle. Sit U arms om hulle, druk hulle aan die bors en troos hulle met die troos wat ons alleen by U kan kry. Dankie, Here. Dankie dat ons vandag ook so by mekaar mag wees. En dat ons hierdie las kan probeer help dra. Dit op 'n menslike manier vir mekaar probeer ligter maak. En dankie dat ons maar net vir mekaar mag bid. Daarsonder sou dit vir ons baie swaarder gewees het. Here, baie dankie vir die lewe wat U vir Gerard gegee het. Dankie vir sy menswees, sy kind, man en pa en vriend wees binne in hierdie lewe. Dankie vir sy manier van wees wat kon afgee aan baie mense. Sonder hom, Here, sou die lewe anders, baie armer gewees het. Dankie dat U 'n klomp mense se lewens in en deur hom aangeraak het, kon vorm en kon stuur. Maar Here, ons wil vir U dankie sê dat U nie vir hom 'n onbekende was nie. Vir die geloof waarmee hy kon lewe. Vir dit, Here, wat hy kon getuig. Dankie dat ons saam met hom kon glo en kon vertrou en kon bid. En dat ons mag weet, Here, dat toe hy Saterdagoggend klaar was met die voorbereiding aan sy woonplek, hy kon stuur om hom te kom haal, sodat sy geloof aanskoue kon word. Dankie, Here, dat ons ook nou soos hy by U voete kan neerkniel en van daardie lewende water kan kry wat ons trane afdroog, ons dors les, en ons weer nuwe krag sal gee om te kan lewe. Maak dit stil en kalm in ons wanneer ons net nou by 'n oop grafie gaan staan. Sit die arms dan in die besonder om ons.
Hou ons vas in daardie bitterseer oomblikke, soos wat U ook nou gedoen het. En Here, wanneer ons later vandag uitmekaar gaan, hou dan U hand van beskerming en bewaring oor ons. Gee Here dat ons in veiligheid by ons huise sal kom. Bewaar ons ook, Here, van hierdie siekte wat in ons land ingekom het en wat onder ons en ons mense kom maai. Hoor ons, Here, verhoor ons en wees ons genadig wanneer ons so tot U bid. Amen. Broers en susters, ons slotsang is die tweede lied daar op die pamfletjie se agterkant. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wanneer ons hierdie lied gesing het, vra ek dat jy asseblief weer die sitplekke sal inneem. Dan sal daar vir ons 'n slideshow wees waarna ons kan kyk om Gerard se lewe te herdenk. En daarna sal ek u deur die volgende verrigtinge neem. Nou die lied Wees stil en weet ek is die Heer, Gesang 519. O God, Annelien, nou het jy hom afgesit. Ek net gou spring en gaan help daar agter. Hallo Rosie, ekskuus.
Broers en susters, wees maar net so oomblikie kalm. Hy vat maar net 'n rukkie om weer reg te kom. Ai. Ek hoor hom nie. Ek net gou gaan kyk daarso. Okay, so jy kan hom maar net begin speel as hy aankom, hoor. Ekskuus, Rosie. Hoor ek nie die ding nie. As hy. Okay, Annelien, is reg. Is jy reg?
Klaar. Goed. Baie dankie broers en susters. Ek gaan nou vir ons die bedankings doen. Daarna gaan ek vir Gerard se gesin vra om hier voor te kom staan. Ek gaan afbeweeg vir hulle handdruk gee, die kussie aan hulle oorhandig en dan gaan ons na buite beweeg. By die nissies daar buite waar ons die kussie gaan plaas, gaan ons heel eerste die plasing doen. Daarna gaan ek vir ons die begrafnisformulier voorhou. Ons gaan saam belydenis van geloof doen wanneer ek dit vir ons voorlees en ek gaan die seën uitspreek. Dan gaan daar vir u geleentheid wees om 'n laaste eer te betoon. Daar is blommetjies wat u in die grafie kan sit. En daarna sal ons dan die grafie toemaak, sal ons die steentjie opsit en dan is ons verrigtinge hier by die kerk afgehandel.
Ek het bedankings gekry van Hanelie en die kinders, maar daar het ook baie laat 'n briefie ingekom van 'n vriend wat hy gevra het voorgelees moet word en ek voldoen aan daardie versoek. Heel eerste dan die briefie van die vriend. Daar word gesê met tyd genees alles, hartseer, pyn en lyding. Ons vriendskap het oor 'n tydperk gestrek van 27 jaar. En tog voel dit te laat omdat jy so vroeg moes gaan, of te kort. Ek moet leer lees. Te vroeg omdat jy so vroeg moes gaan. Maar ek gun jou die rus waar jy geen pyn en lyding meer het nie. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ons visvang naweke by Loskop met baie voorvalle waar iets altyd skeef geloop het. Want Gerard het ongelukke na hom toe aangetrek, waarvoor ons altyd agterna lekker saam kon lag. Ons kamp daar en veral ons tye saam by Kaas in the Park. Ek sal nie eers praat van al die braaitye nie. Soos Gerard altyd gesê het, ons het nooit vervelige tye gehad nie. Daar was tye wat ons wel argumente gehad het, maar ons was altyd gou weer pelle en alles was vergete. Gerard was 'n mens wat baie omgegee het vir ander, veral mense wat swaar gekry het. Hy het altyd gehelp waar hy kan. Gerard, jy het my gebel uit jou hospitaalbed toe jy baie swak en siek was en baie opgewonde vertel van jou hemelse ervaring. Jy kon nie glo die Here het jou nog 'n kans gegee om te kon getuig nie en was weer 'n rukkie geleen vir jou geliefdes. Gerard, jy was 'n ware en opregte vriend. Baie lief vir jou, jou vrou, jou kinders, familie en vriende. Daarom sê ek totsiens, maar nie vaarwel tot ons weer ontmoet. Jou vriend Pier. U sal sien binne in die briefie is daar ook verskillende liefdesbriewe opgeneem. Ek sal vir ons daar by die nissies dan ook die een liefdesbriefie voorhou. Hanelie het gevra dat ek die volgende bedanking sal doen. Op 5 Junie 2020 het daar iets wonderbaarliks gebeur met Gerard. Hulle het my gebel en gesê ek moet kom kyk. Dit lyk nie goed nie. Almal het gedink dit is sy laaste, maar nee. Hy het weer aangesterk, reggekom en uitgekom met die wonderbaarlikste verhaal van waar die Here hom gaan wys het, hoe dit lyk waar hy nou is. Gerard het teruggekom en 'n groot impak gemaak met sy getuienis en dat hy sy hart volkome aan die Here gegee het. Dis presies 'n volle jaar. Vandag neem ons afskeid van Gerard en ons weet hy is veilig in daardie plek wat die Here vir hom gewys het. Baie dankie aan die dokters en verpleegpersoneel by die hospitale. Baie dankie aan al die familie en vriende vir al die gebede, omgee, oproepe, boodskappe en ondersteuning. Ons waardeer dit. Baie dankie aan die uitstekende diens van Niels Koekemoer van Funeral Home. Baie dankie vir 180 Degrees vir verversings wat hulle voorberei het, waarna wat u na die verrigtinge hier afgehandel is, kan geniet. Baie dankie aan die orelus en die koster en Annelien wat daar by die klank vir ons vandag uithelp. Baie dankie aan die kinders namens julle ma vir julle liefde, julle omgee, julle ondersteuning deur hierdie moeilike tyd. Dankie vir dit wat julle vir haar beteken en vir die kinders wat julle vir julle pa was. En dan broers en susters, het ek die vrymoedigheid geneem om self hier ook iets 'n bedanking by te sit. En dit is Hanelie, ek dink namens jou gesin, namens die familie, namens Gerard.
Dankie vir die vrou en die ma en die vriendin wat jy ook vir Gerard in sy lewe was. Ek dink 'n toonbeeld van liefde en van toewyding. 'n Navolgingswaardige voorbeeld. Baie, baie dankie daarvoor. Ek vra dat Gerard se gesin wat hier voor sit, asseblief hier voor sal kom staan, dat ek vir hulle die oorhandiging kan doen.